Ek gaan nou dat ons saam bid. En dan wil ek graag vir julle 'n lied speel. Ek wil jy moet na hierdie lied luister. Ek wil vanmôre met julle praat uit die boek Openbaring uit, die wederkoms van die Here Jesus. Dis 'n boodskap wat in my hart brand. Ek wil tyd neem met hierdie kaart. Ek wil vir julle die belangrike gebeurtenisse wys en dan die gebeurtenis wat op hande is vir die kind van die Here, maar ook 'n gebeurtenis wat vir hulle wat die Here Jesus nie ken nie. Is daar 'n gebeurtenis wat ook vir hulle wag. So ek was 'n paar Sondae so 'n bietjie by hierdie kaart stil staan, maar ek wil hê met die kaart eers mooi verstaan voordat ons net daaroor kan praat. Kom ons maak ons harte stil en ons vra vir die Here, Here kom praat vanmôre met my. Mag ek vir u vra aan die begin, het jy 'n wederkomsverwagting? Het jy in hierdie week daaroor gedink? Sê nou maar, die Here Jesus moet kom. Sal jy gereed gewees het? Het jy gedink daaraan? Die moontlikheid. Ons is so vasgevang. Ons is so besig. Sê Here, kom vanmôre. Kom deur die werking van die Heilige Gees. En kom praat met my. Here Jesus, hoe dank ons u vir 'n dag soos hierdie, die dag van die Here. 'n Dag, die Bybel sê die 7de dag het u gerus, na 6 dae se harde arbeid. Die skepingsverhaal sê die 7de dag het God gerus, een kant. U wil hê ons moet een kant kom, uit die gejaagd uit om u stem te hoor. Om te hoor wat u vir ons wil sê. Met ons wil praat, vir ons in lyn wil bring. Dankie vir die bemoeienis wat u maak. Dankie dat u nog in vandag se tyd met ons praat. Here, dit moet verskriklik wees om geestelik afgestomp te wees. Om by daai plekkie te kom waar ek nie meer die stem van die Here hoor nie. Waar ek dit lanklaas waargeneem het in my lewe. En Here, as dit so is, in iemand se lewe wil ek bid dat die Heilige Gees hom of haar bekommerd sal maak vanmôre. Dat hulle weer sal soek, u sal soek, om weer te sê, Here, praat vanmôre, praat duidelik, sodat ek kan hoor wat u vir my wil sê. Here, dankie vir geleenthede. Psalm 95 vers 7 sê, vandag, as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. Vandag, nie môre nie, nie oormôre nie, vandag. God se tyd is altyd vandag. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Nie môre nie, nie miskien volgende son, nie miskien vanaand nie, kom nou. God se tyd is nou, en laat ons 'n saak uitmaak. Daar's 'n saak wat tussen God en mens staan, en daai saak moet uitgemaak word. Kom vanmôre, Here, kom. Het so met my kom praat met hierdie lied, so wakker kom maak in my hart, die waarheid oor die hemel. Gebruik hierdie lied ook, Here, om ons harte voor te berei vir u woord. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Alleen, amen. Dankie, Gerard. In die stiltes van die dag, as my hart na u soek, vloei 'n lied diep uit my hart, wat na u uitroep, my Jesus. Ek sien u lig ver oor die horison, waar geen pyn of trane is, net die hoop wat helder skyn, en 'n vrede wat my lei. Elke tree wat ek gee, bring my nader aan die dag, wanneer ek u sal sien, my koning, in u heerlikheid en krag.
My siel verlang so na die hemel, waar vreugde nooit verdwyn, waar die engele saam sal sing en die lig vir altyd skyn, waar die nag nie meer sal heers nie, geen traan in my oë sal brand nie, deur uw genade sal ek daar wees, wanneer u my huis toe neem. Die wêreld hou my nie vas nie, aan die drome in my siel, ek weet daar soveel meer, as die dinge wat ek voel, elke belofte wat u my gee, hou my vas deur elke stryd, ek leef met vaste wete, op pad huis toe vir altyd. Al woed storms rondom my, en die pad hier lyk donker, hou ek vas aan u beloftes, u stem wat sê, moenie vrees nie. My siel verlang so na die hemel, waar vreugde nooit verdwyn, waar die engele saam sal sing, en die lig vir altyd skyn, waar die dood nooit weer sal heers nie, geen traan in my oë sal brand nie, deur die genade sal ek daar wees, wanneer u my huis toe neem. Ek hoor reeds die liedere van ver, sien reeds die glans van die troon, elke dag kom ek nader, aan die plek wat u vir my berei. My siel verlang so na die hemel, waar die vreugde oor my spoel, waar die engele saam sal jubel, en my siel in u sal rus, waar ek u sal aanskou, Jesus, van aangesig tot aangesig, deur u genade sal ek daar wees, vir ewig in u lig. Die hemel, kan jy dit vanmôre sê, my siel verlang na die hemel. Laai saam met my na Matteus 25. Matteus 25. Ek wil graag met u praat oor belangrike gebeurtenisse wat ons in die boek Openbaring vind. Gebeurtenisse wat gaan plaasvind, spoedig gaan plaasvind. Maar ek wil hierdie gedeelte eers vir u lees. En die Here Jesus is aan die woord en hy sê in Matteus 25 vers 1, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas, en toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom, vriende, dis die tyd waarin ons bevind, talm. Jy vat jou rooi pen, jy omkring hierdie woordjie, en terwyl die bruidegom talm, daar's iets wat maak dat die bruidegom nog nie gekom het, die talm. En hierdie tyd gee hy hier 'n verskriklike kenmerk, hy sê, het almal vaak geword. Al 10 die maagde het aan die slaap, het vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet.
Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander 5 maagde ook en sê, hoor jy daai klop? Hoe slaat hulle aan daai deur? Meneer, maak vir ons oop. Maar van binnekant af kom die stem, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. En dan sluit Jesus hierdie verhaal af. Hy sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens gaan kom nie. Hierdie man, Dr. David Jeremiah, het 'n boek geskryf en hy het hierdie aanhaling gemaak in die boek. Hy sê, alhoewel Christene bekend is met die eerste koms van Christus, dan verwys hy nou na die geboorte van die Here Jesus. Nou ons het groot geword en ons kan baie uit die Ou Testament uit teksverse aanhaal, hoe daar geprofeteer was oor hierdie seun wat gebore gaan word, die Here Jesus. En hierdie man maak 'n geweldige stelling. Hy sê, alhoewel Christene bekend is met al daai profesieë oor die eerste koms van Christus na hierdie wêreld, is dit die wederkomsleer. Die wederkomsleer, eskatologie, die leer wat handel oor die wederkoms, wat die meeste ink in die Bybel kry. Met ander woorde wat hierdie man sê, hy sê daar word meer geskryf oor die wederkoms van die Here Jesus, en jy gaan baie meer teksverse vind oor die wederkoms van die Here Jesus, sy wederkoms, as wat daar al geskryf was oor sy geboorte. En daar is baie geskryf oor die geboorte van die Here Jesus. Hy sê, maar meer bladsye van die Bybel handel oor die wederkoms van die Here Jesus. En ek wil so graag vanmôre so 'n bietjie inligting vir u gee. Dit is 'n wonderlike onderwerp vir my hart, raak altyd warm as ek praat oor die wederkoms van die Here Jesus. So wat hy kortweg sê, hy sê verwysings na die wederkoms is van die Here Jesus is by verre meer as die eerste koms van die Here Jesus. As ek na die Bybel kyk, en ek wil vir jou net so 'n paar statistieke gee, net so 'n paar nommers vir u noem, daar is 1845 Bybelverse in die Bybel wat spesifiek handel oor die wederkoms van die Here Jesus. 1845. Daar is 17 Ou Testamentiese boeke. Hoeveel Ou Testamentiese boeke is daar? 17 van hulle beklemtoon die wederkoms van die Here Jesus. Wat sê hierdie man? Meer word daar geskryf oor die wederkoms van die Here Jesus as oor die geboorte van die Here Jesus. En daarom gee ek vir jou bewyse daarvan hê. In die Nuwe Testament alleen is 7 uit elke 10 hoofstuk. As jy 10 hoofstukke gelees het, 7 daaroor, sal jy iets kry oor die wederkoms van die Here Jesus. Een of ander verwysing wat daaroor handel, dat Jesus is op pad terug. So hy beklemtoon oor en oor hierdie feit dat Jesus gaan kom. Die Here Jesus self het 21 keer na sy wederkoms verwys. Hy alleen, betroubare bron. So dit is nie iets wat in die lug hang nie. Hierdie man wat gaan terugkom met 'n hoofletter, sy naam is Jesus. Hy het self gesê 21 keer het hy dit gesê, en daar's soveel verwysings en gedeeltes in die woord waar jy dit kan gaan lees wat hy vir sy mense gesê het, vir sy disippels gesê het, dat hy gaan terugkom. Die profeet het dit self gesê. Petrus het dit gesê, Johannes het dit gesê, Paulus het dit gesê, so kan ek vir hulle opnoem. Hulle het oor en oor bevestig. Ek kan nou vanmôre vir my vra, nou Johan, hoekom noem jy hierdie syfers oor en oor? Hoekom noem jy dit? Net hieroor. Want die wederkoms van die Here Jesus
is 'n baie belangrike gebeurtenis wat gaan plaasvind. Jy moet mooi hoor, want dit is die baie belangrike gebeurtenis wat gaan plaasvind in hierdie wêreld. En hoor nou mooi hierdie gedeelte wat ek gelees het, die wederkoms van die Here Jesus gaan hierdie wêreld onkant vang. Die wederkoms van die Here Jesus gaan die kerk van die Here Jesus op aarde onkant vang. En dit gaan binnekort, verseker, gaan dit plaasvind. Daar's 'n Engelse ou koortjie, soon, very soon, we are going to see the King. Binnekort. Glo jy dit? Sê gou vir my, nuwe gemeente, glo jy dit? Of dink jy ek is met fairy tales besig? Hoor gou mooi. Dis 'n belangrike gebeurtenis wat binnekort gaan plaasvind en dit gaan selfs hierdie gemeente, lidmate in hierdie gemeente onkant vang. Ek wil vanmôre so 'n bietjie daaroor praat, oor sekere gebeurtenisse. So ek gaan so 'n bietjie stil staan by hierdie kaart. Hier vind jy die hele boek Openbaring. Ek het vir Elise gevra om vir my weer A4 en A5 te maak. En u is welkom om na die diens vir u te kom al. Daar's die kaart op die skerm. En ek gaan vir u sekere insidente wys en vir u wys waar is ons nou en wat is besig om te gebeur en waarheen is ons gaan al hierdie dinge beweeg. Openbaring 1. Openbaring 22. Daar's die hele 22 boeke se skematiese voorstelling. U vra vanmôre vir my, Johan, waar bevind ons in die boek Openbaring? Nou daar's 2 hoofsieninge. Ek wil dit eers vir u sê. So jy kry die historiese siening. Die historiese siening sê maar die boek Openbaring het by Handelinge 2 al begin. Daar die boek Openbaring al in vervulling gekom, al die vervolging wat die kerk gehad het. Dis die historiese siening. En dan het ons die siening oor die toekomstige siening. Hy het 'n ander naam, dit gaan nou daarby kom. En ek huldig die tweede siening. Ek is glad nie in die kerk huldig ook nie die historiese siening nie. Dit word maar vir jou op kweekskool geleer. Ek sien hierdie is waar die Bybel van praat. Ek gaan nou vir u sê hoekom ek dit sê. So waar bevind ons nou hier? Dis die vraag. En ek wil hê u moet nou baie seker maak dat u weet waar bevind ons. As mense praat oor die wederkoms van die Here Jesus, dat jy vir hom of haar kan sê, maar weet jy wat? Die Bybel sê so, nie die kerk se leerstelling nie. U moet nooit die kerk se leerstelling aanhaal nie. Ons is 'n Bybelse evangeliese gemeente, so alles wat ek vir u leer kom uit die Bybel uit. So waar bevind ons in hierdie stadium? Kyk, waar is die rooi pyl? Hier bevind ons. Daar is 7 kerkdispensasies en ek gaan nou vir hierdie opdeling gee. Ek wil net dit vir jou verduidelik. So daar is 7 kerkdispensasies, 7 briewe is aan 7 gemeentes geskryf en elke gemeente stel 'n kerkdispensasie voor. Die laaste brief is geskryf aan die gemeente van Laodicea. Daar's hy. Dis hoekom ek vir u wys. Daar sê, Laodicea beteken menseregte, Laodicea beteken lou kerk, en dis die kenmerk van die kerk van die Here Jesus vandag, lou. Was jy maar eerder koud of warm, maar omdat jy lou is, sê Jesus, sal ek jou uit my mond uitspuug. Lou kerk, traag my nie agtige houding, so wat? Baie in die kerk van die Here Jesus huldig die siening, ag maar Paulus het daaroor gepreek en Petrus het daaroor gepraat en hoe lank kom hierdie boodskap al dat die Here Jesus gaan kom en ons is in jaar 2026 en die Here Jesus het nog nie gekom nie. Weet jy hoekom het hy nog nie gekom nie? Weet jy hoekom sê die Bybel hy tal hom om te kom? Omdat 2 Petrus 3 vers 9 moet waar word wat sê, die Here vertraag nie sy beloftes rondom die wederkoms soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy's lankmoedig oor ons, lankmoedig. Weet jy wat beteken lankmoedig? Dis om 'n rek hier vas te maak en ek trek daai rek en ek trek daai rek. Iewers te gaan daai rek, gaan hy losruk, gaan hy breek. Dis die lankmoedigheid van God. Hy word getrek en hy word gestretch.
Want God wil nie dat een mens verloor moet gaan nie. Hier sit vanmôre iemand in hierdie diens, en ek moet vanmôre hierdie boodskap vir jou kom aflewer, hoor gemooi, God tel hom om te kom, omdat jy nog moet inkom. Omdat jy nog gered moet word. Omdat jy nog buite kan die kraal staan. So ons bevind ons daar. En as ek vir jou daar sê, wil ek sommer hier net vir jou wys, dat ek gaan dit nou weer vir jou wys. Hierdie is 'n groot gebeurtenis wat daar is, wat gaan plaasvind. So kyk nou mooi, die hele boek word in 3 dele opgedeel. Nou hoekom wys ek hierdie vir u, die Gileastiese siening? Dit beteken, Gileasties beteken die toekomstige dinge wat nog moet gebeur. Dit beteken hierdie boek moet nog in vervulling kom, en ek gaan dit vanmôre vir jou bewys, dat die boek van Openbaring, vir baie mense is dit 'n toeboek, baie mense sê, hulle verstaan nie die boek, jy begin net die boek lees, Openbaring, die Here rol hom vir jou oop soos wat jy hom lees. Nou hy word in 3 hoofkategorieë ingedeel, kyk gou mooi. Hoofstuk 1, sê hy hierdie woorde, kyk mooi die letters wat daar staan. Hy sê vir Johannes, die dinge wat jy gesien het. Hoofstuk 1, alles wat jy nou gesien het. Gesien het, beteken, hy het dit klaar gesien. So hoofstuk 1 is al wat Johannes gesien het. Net hoofstuk 1 van die boek Openbaring is al wat hy gesien het. Kyk wat sê hoofstuk 2. Die dinge wat is. Dan verwys hy na hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En daai 2 hoofstukke handel oor die 7 briewe aan die gemeentes in Klein-Asië. 2 hoofstukke spandeer die Here tyd om 7 briewe te skryf, en hy adresseer dit elke keer aan 'n gemeente. En ek het vir u gewys, ons lewe nou in die 7de brief, tydperk, die dispensasie van die kerkdispensasie, die 7de een van Laodicea. Die dinge wat is, die kerk is lou. Die kerk is nie warm nie. Die kerk is nie op datum nie. Jesus sê self, hy sê in Openbaring 3 vers 20, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die kerk het Jesus uitgewerk. Mooi programme wat ons het, al hierdie dinge sonder Jesus. Hy staan buitekant, hy sê, kan ek inkom? Die dinge wat is. Weet jy wat is? Jesus staan buitekant. Hy staan buite mense se harte, hy staan buitekant mense se lewens. Hy klop, hy sê, kan ek inkom? Dat is die rede hoekom hy dit sê. Ons gebruik baie keer hierdie vers vir 'n ongeredde, waar Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek sê vir daardie man, ek sê vir daardie vrou, jong meisie, jong man, die Here staan by jou hart se deur, maak vir hom oop. Hy klop aan die kerk se deur eintlik. Hy staan daar buite, hy sê, kan ek inkom? Julle doen alles so mooi en alles so reg. Het julle my nog nodig? Hy sê, maak net die deur vir my oop. So hoofstuk 1, wat jy gesien het, hoofstuk 2, wat is, wat huidig aangaan, en dan van hoofstuk 4 af, gaan jy lees tot aan die einde, die dinge wat nou nog moet gebeur. So van hoofstuk 4 af gaan ek vir jou wys, die dinge wat nog moet gebeur, binnekort gaan dit in vervulling kom, hoor gemooi, die dinge wat gaan gebeur, hoofstuk 4 gaan binnekort in vervulling kom. Dan gaan die dinge begin gebeur. En ek wil vanmôre vir jou vra, jy moet deel wees van die dinge wat gaan gebeur, of jy gaan dit nie sien nie. Jy gaan dit nie beleef nie. So 2 maal, interessant, 2 maal in die boek Openbaring, net 2 maal, lees ons dat die hemelse deur oopgegaan het. In die 22 hoofstukke 2 maal. Die eerste keer het hy oopgegaan in Openbaring 4, dinge wat gaan gebeur. Staan Johannes en hy sê hierdie woorde, hy sê, kyk, gaan dit nou vir jou daai vers wys op die skerm. Hy sê, kyk, die hemelse deur gaan oop. En hy staan nog so en kyk, en hy sien die hemelse deur gaan oop, en daar gaan die deur weer toe. En dan is daar toe hemel. En dan in hoofstuk 19 staan daar weer, en die hemelse deur het weer oopgegaan. Jy sien, dit sê iets. Dit sê dat Jesus het 2 keer aarde toegekom. As die hemelse deur oopgaan, beteken dit, Jesus het uitgekom. Uit die hemel uit. Na die hemelvaart is hy op, en die hemel se deur is agter hom toe. En 2 keer lees ek nou, het die hemelse deur oopgegaan,
En die heel eerste keer, ek noem dit 2 groot geleenthede, ek wil hê jy moet weet, dit is geweldige groot geleenthede. Die eerste keer is in Openbaring 4 vers 1, kan ek dit gou vir jou wys, wat staan daar? Nou het vir jou gewys, hoofstuk 1 is wat jy gesien het, hoofstuk 2 en 3, wat is, en nou sê hy, wat gaan gebeur? Nou sê Johannes, na hierdie dinge. Hy begin, kyk in jou Bybel, Openbaring 4 vers 1, hy begin so. Kyk of jy dit raak sien. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien. Wat sien hy? Kyk, 'n geopende deur in die hemel. Nie skielik. Sien Johannes, die deur van die hemel is oop. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek, het gesê, hoor nou mooi. Gaan dit nou vir jou op die kaart wys. Hy staan, hy sien, hy gaan die hemelse deur oop. Hy hoor 'n stem wat met hom praat, wat sê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Wat beteken kom op hierheen? Wat sal jy verstaan onder die woord as die Here sê, kom op hierheen? Jy moet nou maar mooi dink. Die tweede keer lees ek weer van die hemel wat oopgegaan het, Openbaring 19 vers 16, hoor hier so mooi. En Johannes sien hom, hy sê, hy sien, hier gaan die hemel oop. En hy sien, hier kom Jesus uit. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, en die Here van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Eerste keer, kom op hierheen. En iets gebeur. Die tweede keer sien hy, maar hier kom hy. Hy kom af. Al die pad van die hemel af is hy op pad aarde toe. Snap jy iets? Kyk weer daai teks. So vir die eerste keer met hierdie woorde, kom op hierheen. Die eerste keer wat die hemelse deur oopgaan, en die woorde kom op hierheen, praat hy met sy kinders. Hy praat met 'n bloedgewaste. Hy praat met die kerk, die eklesia, die uitgeroepenes. Kerk is nou nie 'n Nasarene kerk of 'n NG kerk, dit is geen denominasie. Hy praat met sy kinders, hy sê, kom op hierheen. Nou hier kom die woordjie. Hier kom die wegraping. Daai groot gebeurtenis. Jy kan dit noem wegvoering, wegraping, jy kan dit noem net wat jy wil, maar jy gaan die Here Jesus in die lig tegemoet. Kom op hierheen. Sê jy kan saamgaan. Kyk my gou in die oë. Ek wil hierdie blok mooi in die oë kyk, ek wil jy moet my eerlik kan antwoord. As die hemele vanmôre moet oopgaan waar ons hier sit. Middelblok. As die hemele moet oopgaan terwyl ons hier sit. Ek wil hierdie kant blok dieselfde vra. Sal jy die stem hoor wat sal sê, nie almal gaan dit hoor nie, maar hy sê, sal jy dit hoor wat sal sê, kom op hierheen. Die vraag is, sal jy saam gaan as Jesus sy bruid kom haal? Sal jy saam gaan? Wees nou eerlik. As jy twyfel, gaan jy agterbly. Jy moet seker kan wees dat jy saam gaan. So die eerste gebeurtenis, die eerste groot gebeurtenis, is die wegraping gebeurtenis. Dis die een wat vlak voor die deur is. Hy gaan sy kinders kom haal. Jesus is op pad om sy bruid te kom haal, om die kerk, die bloedgewastes te kom haal. Kyk nou daar. Hier leef ons, het ek vir u gewys. En hier is hy. En die hemel het hier oopgegaan. Kom op! Hierheen, Johannes kyk, en hy sien, hier kom Jesus uit die hemel uit. Hy hoor die basuin. Hy sê, ek hoor die basuin. Mag jy die Bybel oop? Ek wil jou hierdie goed leer. Ek wil jy moet dit sien in die Bybel. Blaai gou saam met my na Johannes 12. En dan sit jy jou vinger by net so 'n bietjie verder by Johannes 10 in. Lees gou saam met my Johannes 12 vers 28.
Vers 28 sê, hy sê, Vader, verheerlik U naam. Daar kom toe 'n stem uit die hemel. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Toe hulle die stem hoor, God se stem hoor, was vir party van die skare was dit 'n donderslag. Hoor gemooi. As die basuin gaan blaas, gaan dit vir party en party gaan 'n koppel, party kerkmense, party wat vanmôre in hierdie kerk sit, gaan dit wees soos 'n donderslag. Wat gaan nou aan? Waar het hierdie slag nou vanaf gekom? Die woorde was, Vader, verheerlik U naam. En die Bybel sê daar het 'n stem uit die hemel gekom, nie 'n donderslag nie, 'n stem. Maar party het dit gehoor as 'n donderslag. Hoor wat die ander wat daar slaan, ander, wat daar gestaan het, wat deel uitgemaak het van die skare, 'n engel met hom gepraat. Kyk gou wat sê Johannes 10. Ek wonder of u vanmôre dit kan sê. Ek wonder of u dit kan sê. Ek is baie keer bekommerd hieroor. Hoor wat sê Johannes 10 vers 27. Is hy daar, Johannes 10, 27, hy sê, my skape luister na my stem. Nie enige iemand gaan die herder se stem ken nie. Weet jy hoe die herder praat? Wanneer laas het jy sy stem gehoor? Sal jy sy stem uitken? Sal jy weet as hy wat sê, kom op, hierheen, sal jy dit weet? My skape, Jesus sê nie net skape sal my, hy sê nie net skape luister na my stem, hy sê, my skape luister, is jy deel van my? Hoort jy aan hom? My skape luister na my stem, en hulle ken my. Ken jy die stem van Jesus? Dis die vraag. Jy sien hier het die hemel oopgegaan. Hy het gesê, kom op hierheen. Daar was hulle, in hierdie toestand. En ewe skielik. Hulle was nog so besig, hulle in die kerk gesit, hulle was nog so besig daar by die werk. O, daai kind van die Here was nog so besig, maar hy was in tune, kan ek verskoon Engels, hy was so in tune met die Here, hy was so op die stasie gewees. Hy was besig, hy was ingestel, en die volgende keer het hy nog, kom op, hoor gemooi, so, mag jy so met jou oog so, die Bybel sê soos 'n oogwink, soos jy jou oog knip. Hy was nog besig, die Bybel sê daar sal 2 op land wees, 2 sal op die land werk, al 2 is vir die dag gehuur, die een, waar is hy nou? 2 sal op die bed lê, jy sal nog so langs jou man lê en langs jou vrou, waar is hy nou? Die Bybel sê dit. My skape. Vir die eerste keer sê Johannes, ek het die hemele sien oopgaan. En hy het die stem gehoor wat sê, kom op. Hierheen. Sy saamgaan. Liewe gemeente, liewe kind van die Here, sy saamgaan. En dan is daar 'n tweede groot gebeurtenis wat gaan plaasvind. En dis hierdie gebeurtenis waar Jesus gaan terugkom met sy kinders. Hier kom hy vir sy kinders, die woordjie vir, en hier is die woordjie met. So eerste keer vir, 7 jaar tydperk gaan in die hemel plaasvind, gaan verbygaan, dan gaan die tweede groot gebeurtenis plaasvind. Daar kom Jesus saam met sy kinders, met die leermagte. Die leermag van die hemel en sy kinders. Kom hy terug aarde toe. Daar is hy. En dan is daar nog 'n deel wat 'n 1000-jarige vrederyk, en ek wil met jou eintlik oor daai gedeelte praat, verskriklike tyd. Maar ek gaan dit vir jou vertel.
So hier kom hy vir 7 jaar met sy kinders. Hierdie een gaan net sy kinders sy stem hoor, hier gaan elke oog hom sien. Elke oog. Wanneer hy gaan neerdaal uit die hemel uit. Met ander woorde, wat wil ek vanmôre vir jou leer? Ek wil jy moet hierdie kaart mooi verstaan. Die wederkoms van die Here Jesus gaan in 2 fases plaasvind. Daar is die eerste fase. Hy kom vir sy kinders. En daar is die tweede fase, hy kom met sy kinders. En dan is daar 'n middelfase, daai deel staan bekend, is vir 7 jaar periode daar. Daai 2 fases, daar gaan 'n 7 jaar tydperk verloop. Vanaf die een plaasgevind het voordat die volgende gaan plaasvind. En daai 7 jaar staan bekend as die groot verdrukking. Hoor mooi. As jy dit nie kan regkry terwyl die Heilige Gees op aarde is, wat jou en my in staatstelling is, wat jou en my help om oorwinnaar te wees in situasies, as jy dit nie vandag regkry om vir hom te getuig eers by jou werk nie, of in jou huis nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan jy dit nie regkry in 7 jaar van die groot verdrukking, wanneer die oordeele van God gaan losbars op hierdie aarde. Dis genade dispensasie. As die Heilige Gees moet onttrek van hierdie aarde af, en jy kry dit nie vanmôre reg nie, hoe gaan jy dit in daai 7 jaar tydperk regkry? Hoe gaan jy dit regkry? 7 jaar. Dis waar die antichrist, kan ek dit gou vir jou wys? Hier in die middel, hierdie 7 jaar word opgedeel in 'n 3,5 jaar periode, nog 'n 3,5 jaar periode. So hierso, dis waarvoor die wêreld nou wag, as hierdie gebeurtenis. Die Bybel sê, wanneer dit plaasvind, wanneer die bruid van die Here Jesus gehaal word, kan die antichrist geopenbaar word. Hy word weerhou as gevolg van kinders van die Here. Hy kan nog nie geopenbaar word, omdat die bruid nog nie weg is. Kan jy dink, hoeveel vertroue die Here in jou en my? Maar as die bruid weg is, word hy dadelik geopenbaar aan die wêreld. Die wêreld is reg vir die antichrist. Jy sien die voorlopers, jy sien hulle. Die wêreld is in groot chaos. Niemand het antwoorde nie. Die antichrist gaan opstaan en hy gaan al die antwoorde hê. So, ek wil net dit, die 7 jaar, nee. So, hy kom saam met sy kinders, en wat gaan nou in die hemel plaasvind? Ek het nou vir jou gesê, ons gaan nou, die Here Jesus gaan sy kinders kom haal, en dan gaan daar nou 'n 7 jaar tydperk ook in die hemel plaasvind. Hier op aarde gaan dit verskriklik wees. Weet jy, as ek net aan hierdie dink, gister toe ek dit neersit, sê ek, Here, ek bid opnuut vir my kinders, ek bid vir ons 2 klein kinders, ek bid vir my familie. Dit moet verskriklik wees as ek in die hemel is, en ek weet, ek kyk nou, ek soek hulle is nie hier nie. Het moet verskriklik wees as jou familie, as jou vriende moet agterbly, omdat ek nalatig was om met hulle oor die Here Jesus te praat. Omdat ek bang was, omdat ek skaam was, gaan hulle verloor as gevolg van my ongehoorsaamheid. Wat gaan daar plaasvind? In die hemel. So die Here kom hy nou daar al, dankie, Here, geef my net 'n lazy boy. Ek gaan nou sit en wag, ek is mos nou gewag. Nee, hoor mooi. Die hemel is nie vir lui mense nie. Glad nie. Nee. Die Here kom my haal. Hy kom my haal vir 'n spesifieke rede. Kan ek dit vir jou noem? Daai 7 jaar in die hemel, daar gaan ons voor die regterstoel van Christus staan. So, daar's 2 stoele. Daar's die regterstoel van Christus, en daar's die wit troon oordeel, die oordeelsdag. Ek gaan vandag nog met jou daaroor praat. So hier gaan die kind van die Here se kinders, die bloedgewaste, daai man en vrou wat weet dat sy sondes, haar sondes vergewe is, jy gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Dit staan ook bekend as die Bema, maar ek wil dit vanmôre noem die beloningsplegtigheid. Daar gaan 'n plegtigheid in die hemel plaasvind. Hy het my kom haal. En wat beteken dit? Jesus wil sy kinders beloon. Hy wil vir jou kom dankie sê, my kind. Vir jare was jy getrou geweest, jy het staande gebly, jy het geglo, hy gaan jou kom haal. Jy het dit geglo.
dankie sê. En waarvoor gaan hy jou en my kom beloon? Vir alles wat ek en jy vir jou om hier op aarde gedoen het. Doen jy iets vir die Here? Daar's 'n beloningsplegtigheid. Hy wil kom dankie sê. Ek dink eerder ek sal aan sy voete gaan neerkniel en sê, Here, ek wil vir u kom dankie sê dat u my siel uit genade gered het. Dankie dat u na hierdie aarde toe gekom het, dat u sondig geword. Nee, hy sê, maar wag. Jy het 'n lewe van dankbaarheid gelei, ek kon dit sien op aarde. Jy het dit so vasgeglo, jy het vir my sekere ding op aarde gedoen, ek wil jou daarvoor beloon. Die beloning gaan wees in die vorm van krone. Hy gaan my beloon, hy gaan vir my kroon gee. Om op my kop te sit, nee. Hy gaan kyk wat ek daarmee gaan doen. Hy wil kyk wat gaan my reaksie wees op hierdie krone wat hy my gaan gee. As ek daai kroon gaan kry, want hy kom as die koning van alle konings. Hy dra die kroon. Hy wil net hê, kom sit daai kroon aan my voete neer. En kroon my as jou Heer. Ek gaan al net vandag vir julle noem. Die eerste een is die martelaarskroon. Hy word ook genoem die kroon van die lewe, daar is 'n bewyse. Daar is 'n tweede kroon, die geestelike wedloperskroon. Kyk wat skryf ek vir jou heel onder. Dis nie hoe jy begin nie. Dis hoe ek en jy eindig. Het ek en jy geëindig volgens die reëlboek. Maak nie saak om wat 'n sport jy deelneem, daar's reëls. En daar's 'n reëlboek. Daai reëlboek sê vir my presies hoe hierdie sport gespeel moet word en hoe ek moet. Jy sien vir lang afstande, dis lang afstand wedloop, hierdie geestelike wedloop. Daar's sekere reëls. Het ek volgens hierdie reëls gehardloop, dan wil hy kom en sê, ek het die wedloop voleindig. Jy het dit volgens die reëlboek gedoen, ek wil jou kom beloon daarvoor. Jy's 'n kroon. Hou maar moed, jy's moeg, geestelik is jy moeg. Daar's ander wat uitsak. Hulle sit langs die pad, jy sien hulle, geestelik het hulle uitgesak. Of vanmôre vir jou sê, al is jou knie lam, sê Here, help my om vol te hou. Mag dit vanmôre jou motiveer. Hou aan, daar's 'n kroon. 'n Kroon, 'n wedloperskroon. Daar's 'n herderskroon vir predikante, vir geestelike werkers, vir hulle wat in die diens van die Here gestaan het. Eintlik staan jy ook maar in die diens van die Here. Dan is daar 'n wederkomskroon, hulle wat sy wederkoms lief gehad het. My siel verlang na die hemel. Kan jy dit sê? As 'n verlange. Daai koortjie sê vir hierdie wêreld is ek moeg vir al die stryd en sware soeg. Daar's 'n verlange in my hart na Jesus en dan die sielewennerskroon. Hoeveel siele het jy na Jesus toe gelei? Daniel sê elke siel met wie ek gepraat het, en elke siel wat ek na Jesus toe gelei het, gaan beloon word. Sielewennerskroon. Kan jy dink dat Jesus na my toe kom en sê, dankie vir daardie siel, daardie persoon wat jy na Jesus toe gelei het. En as jy daai kroon vir jou gaan gee, dan staan daai persoon op. So as getuie om vir die Here te kom sê, Here, was dit nie vir hom, of was dit nie vir haar wat met my kom praat het, was ek ook hier nie. Ag, ek wil net vir jou kom dankie sê, dat jy met die moed gehad het om met my oor Jesus te praat. Dankie dat jy my na Jesus toe gelei het. En Jesus kom sit daai kroon aan my voete neer. Ek en jy gaan beloon word daar. Jy het dit geweet? Doen jy iets vir Jesus op aarde? Dit moet verskriklik wees as ek daar gaan staan, ek is deel van al daardie mense, en hy deel kroon uit, ek ontvang niks. Ja, gered. So. My broek, die hemel ingegaan. Niks gedoen vir Jesus. Ek staan aan een kant. Maar gaan my naam nie uitgeroep word nie? Gaan Jesus nie ook vir my iets gee nie? Net die wat iets vir Jesus gedoen het, sê die Bybel, gaan beloon word. Wat doen jy vir Jesus? Dis die 5 verskillende krone. So daar's 'n verskil tussen hierdie 2 oordeele wat ek vir jou genoem het. Ek noem dit die regterstoel
Daar word ook verwys na die regterstoel oordeel, maar dit is nie regtig so seer 'n oordeel tussen sonde en nie sonde nie, dit is maar net wat jy vir Jesus gedoen het. Jy gaan beloon word. Jy gaan ook geoordeel word wat ek vir Jesus nie gedoen het nie. En dan die wit troon. Kan ek vir jou net gou hierdie wys? Daar is die regterstoel. Wanneer elkeen jy voor die Here gaan staan, sy kinders. En dan daai wit troon, waar die ongeredde gaan staan. Wat is die verskil tussen daardie twee groot gebeurtenisse op die kaart? Kan ek vir jou wys? Want jy sien, liewe gehoor, elkeen van ons is op pad na een van daai twee toe. My hartsbegeerte is dat jy daai een sal maak. Deur dat jy sal saamgaan as die hemele oopgaan. Maar ek is bevrees, sê nou maar jy moet daar gaan staan, gaan daar genade wees? Sal ek weer 'n kans kry? Baie mense hoop vir 'n sterfbed, 'n tweede kans. Kom ek wys gou vir wat is die verskil tussen hierdie twee groot gebeurtenisse. Hier's die eerste een, wanneer Jesus sy kinders kom haal. Vir sy kinders kom, net kinders van die Here, gaan met die Here Jesus saam. Hoor mooi, jy gehoor? Nie almal nie. Matteus 25 sê die wat gereed was. Nie tyd gehad het om gereed te maak nie, nee. Wat gereed is. Hier is die woordjie beoordeling. Ek gaan beoordeel word vir dit wat ek vir Jesus gedoen het. En die verskil gaan wees, hier gaan ek veroordeel word. Veroordeel. Weet jy, wat beteken die woordjie veroordeel? So jy het nou mooi gesnap, hier gaan ongereddes kom. Ek gaan nou daai teksvers noem. Hierdie is vir kinders van die Here. Die tweede keer as Jesus afkom saam met sy kinders, dan gaan die oordeelsdag plaasvind. Dit is 'n verskriklike dag, vriende. Dis vir ongereddes. Dis vir daardie persoon wat mooi godsdienstig was, maar verlore is. Baie van Jesus geweet het, maar nooit om as sy persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Ja, jy gaan voor Jesus staan, jy gaan rekenskap gee van jou lewe. Beoordeel, veroordeel. Die regverdiges ontvang loon, onbekeerdes gaan hel toe. Hierdie gebeurtenis gaan na die wegraping plaasvind, hierdie gaan na die 1000-jarige vrederyk plaasvind. Hoor hierdie verskriklike woorde. Het jy al hierdie woorde gehoor in Matteus 25 vers 41? Dan sal hy met 'n hoofletter Jesus ook vir hulle aan sy linkerhand sê. So mense gaan voor Jesus staan. Dan sal hy ook, wanneer hy die skeiding gaan bring, hy gaan so maak. Gaan jy links. En as hy die groep so mooi sorteer het, gaan hy vir hulle aan sy linkerhand sê. Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir hulle aan sy linkerhand sê, gaan weg van my. Jou vervloekte in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Ek skryf daai teks neer, ek sien hoe mense omdraai. Weggestuur word van die Here Jesus af. Ek ken julle nie. Maar Here, Matteus 7 het ons nie in u naam geprofeteer het, in die naam duiwels uitgedryf. Here, ek het hom stilte tyd gehou, hoor gou mooi. My skape luister my stem. Dis eenvoudig. Wat is die basis? Ek gaan nou hier stop. Ek sal vanaand, kan ek vanaand vir jou hierdie tweede deel wys? Die oordeelsdag, maar dan moet jy my beloof, jy sien hier. Jy gaan iets mis. Wat gaan die basis wees van daardie oordeel? Op grond waarvan gaan die Here Jesus mense van hom af wegstuur? Dis verskriklik, vriende. Op grond waarvan? Jy sien, die grond moet daarom gelyk wees. Die oordeel moet daarom regverdig wees. Op grond waarvan? Omdat ek hom soveel kere verwerp het, omdat ek hom soveel kere ongehoorsaam was, omdat ek soveel sonde gedoen het. Nee, hoor mooi. Weet jy hoe eenvoudig is dit? Jy moet daai teks gaan leer. Lees hom.
Jy kan hom nou opslaan terwyl ek hom vir jou quoteer. Openbaring 20 vers 15, dis die enigste basis in die Bybel wat daar vir ons gegee word, op grond waarvan word mense van Jesus af weggestuur. Kyk of jy dit raak sien. Openbaring 20 vers 15. Weet jy hoe kan gaan mense hel toe? Nie omdat hulle goeie mense of slegte mense was nie, nee, glad nie. Nie omdat hulle godsdienstig of nie godsdienstig was nie, glad nie. Hoor mooi. Hoor mooi wat sê Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. En as dit bevind is dat iemand nie opgeteken, dit beteken as iemand se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, word in die poel van vuur gewerp. Dis die basis. Dis op grond van daardie boek. Ek wil afsluit, ek wil vanmôre vir jou vra, is jou naam in hierdie boek? Is jou naam in hierdie boek? Maar Johan, hoe word my naam in daardie boek opgeskryf? Hoe kan ek seker maak my naam is daar? Jy sien die dag wanneer ek as 'n verlore sondaar na die Here Jesus toe kom. Wanneer ek, en vanmôre het jy miskien al jou lewe vir die Here gegee, maar jy's afvallig. Ons beteken jy het koud geword geestelik. Jy's nie op datum met die Here nie. Jy's nie in lyn met die Here nie. As ek praat oor die wederkoms, dan raak jy eintlik bang hier binnekant. Gaan ek dit maak op hoorgemooi. Jy moet seker maak dat jou boek, jou naam opgeteken is. Jy sal sien, as ek vanaand gaan praat oor die oordeelsdag, sê Romeine 14 vers 12, elkeen. Snaaks dat Paulus dit sê in Openbaring 14 vers 12, hy sê, elkeen sal dan alleen. Ek sal agter niemand kan wegkruip nie. Ek sal niemand daardie dag kan voorstoot en sê, dis 'n vrou sê eendag vir my, weet jy, ek kan nie die Here dien nie as gevolg van my man. Sy sal nie daai dag haar man kan voorstoot en sê, Here, dit is as gevolg van my man. Of dit is as gevolg van my vrou. Of dit is as gevolg van my kinders. Miskien sal kinders dit eendag gaan sê, dit is as gevolg van papa en mamma. Dit is 'n dubbele lewe, dat ek die hemel mis. Elkeen gaan alleen voor God staan, om rekenskap te gee van hulle lewe. Die eenvoud van die evangelie is jou naam daar. Vra vanmôre vir hierdie gemeente. As jou naam nie daar is nie, gaan jy die hemel die eerste keer geopen sien nie. Hoor mooi wat ek sê. Nie almal gaan die hemel die eerste keer geopend sien nie, maar almal gaan die hemel die tweede keer geopend sien. Sagaria 14 vers 2, 3 en 4 gaan lees dit. Waar hy die hemel sal neerdaal. En waar hy met sy voete op die Olyfberg gaan staan. En die Olyfberg in twee gaan skeer. En die Bybel sê hier oor en elke oog sal hom sien. Elke oog. Gaan jy die hemel die eerste keer sien oopmaak? Gaan jy die eerste keer die stem hoor wat sê, kom op hierheen? Dit is belangrik. Dan moet jy sorg dat jy in lyn is, Here. Ek wil die stem, ek wil die herder se stem, my skape luister my stem. Dan weet jy vanmôre sê, Here, kom raak my geestelike oor aan, dat ek in lyn kan wees, in tune kan wees. My ouma het so 'n groot radio gehad. Sy het groot welfs agter gehad. Ek onthou, ons het altyd agterin gekyk. Hy was oop, dan kyk ons so, ons moet dit nie daar vat nie, het gesê, ons sal sjok. Maar as dit nuustyd is, dan gaan sit my oupa so, shhh, maak hy radio so, kyk jy hom so, shhh, tot al die stem vang. Dat is radio. Maar die knoppie moet so nou en dan gedraai word, so fyn, stadig gedraai word, en hy maak so, shhh, daar is 'n golf, daar is iets aan kom, dan begin die stem in. Maar gou so maak die stem van die Here miskien vanmôre vir
Here Jesus, baie dankie vanmôre vir hierdie boodskap. Die boodskap oor die wederkoms van Jesus. Here, dit spoor my hart aan. Jesus is op pad. Hy is op pad. Die hemele moet oopmaak. En die hemele gaan oopmaak. Dit is wonderlik om daaraan te dink. Hy gaan sy kinders kom haal. Dis nie verniet dat ek op aarde keuse vir Jesus gemaak het nie. Hy gaan kom, hy gaan my kom haal, hy gaan my kom beloon. Daai keuse wat ek gemaak het op aarde, om aangeneem het as die verlosser van my lewe. Here, dankie, dankie, dankie daarvoor. Help ons as gemeente om in lyn te wees, om in tune te wees, en ingestel te wees op sy stem. Ek bid vir hierdie gemeente, Here. Bid vir hierdie gemeente. Dat elkeen vanmôre kan sê, my siel verlang na die hemel. My siel verlang. Niks op aarde is meer vir my belangrik. My siel, ag Here Jesus. Dat dit so sal wees. Wees die naprediker van u woord. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam.